Jona 2 vers 1 en 2 sê, daar binne in die vis het Jona tot die Here sy God gebid. Toe ek in die nood was, het ek na die Here geroep. Hy het gehoor ek roep na hom. Van daaronder waar die dooies bly, het ek na hom geroep om my te help. Hy het dit gehoor. Baie mense sê dat Jona die eie-sinnige profeet was, maar hy was nie eie-sinnig nie, hy was eintlik hardkoppig. God was spesifiek met hom dat hy na Nineve toe moet gaan om vir die mense daar te sê om hulle self te bekeer. Maar Jona was so bevooroordeel teenoor die mense van Nineve dat hy gesê het, Here, ek wil liewer sterf as om dit te doen. En daarom het hy 'n kaartjie gekoop vir 'n boot wat in die teenoorgestelde rigting vaar. Sommige mense sou sê dat die daaropvolgende storm wat God stuur, sy oordeel oor Jona was, maar die storm was eintlik God se genade. Soms is moeilike tye God se manier om my en jou aandag te trek, en Jona het geweet hoekom dit gebeur. Maar selfs toe val Jona nie op sy knie en sê, Here, vergewe my nie. Here, maak U weer beter en ons sal die boot omdraai. Hy was so hardkoppig dat hy verkies het om oorboord gegooi te word. Dis nou hardkoppigheid. Sommige mense sê ook verkeerdelik dat toe Jona deur die groot vis ingesluk word, dit eerder God se oordeel as sy genade was. Maar in sy genade het God 3 dae gewag vir Jona om uiteindelik te sê, Here, ek sal aan U offer met 'n stem van danksegging. Ek sal betaal wat ek beloof het. Dit was alles van genade en wonderwerkende krag. Moenie altyd moeilikheid as oordeel beskou as dit in werklikheid God se genade is. Abba Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend, want Here, ons het so 'n geneigtheid om baie keer te dink, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, dat U ons oordeel, dat dit U straf is. En Here, baie keer soek U net ons aandag, baie keer wil U net ons aandag vestig op iets. Here, en ons verstaan, dit is U genade. Ons loof U, ons prys U en ons eer U net vanmôre. In Jesus se naam, amen.